kykers en baie welkom by nog 'n episode van On The Rocks. Vandag bevind ons onsself in die suide van ons land by die beeldskone Krunnenhof Lodge. Ek gaan 'n bietjie tyd spandeer saam met Charlotte Venter, die eienaar, en dan gaan ek in die kombuis wees saam met Kobus van der Walt. Ons gaan kyk wat ons vir julle opdis en ja, ons hoop julle geniet die tydjie saam met ons. Sien julle nou. Welkom terug julle, en hierdie is die afdeling waar ons 'n bietjie vir die eienaar Charlotte Venter beter gaan leer ken en ons gaan hoor wat presies gaan aan hierso by Krunnenhof. Charlotte, baie dankie dat ons vandag by julle kan wees. Baie dankie, is lekker om julle hier by ons te hê. Dis altyd 'n plesier om terug te kom. Ek was nou al 1 of 2 keer hierso en dit is my elke keer so lekker saam met julle. Charlotte, ek wil hê jy moet ons asseblief vertel van Krunnenhof. So kom ons begin heel by die begin. Sê vir my, wanneer het julle begin en wat beteken die naam? Kijk, ons het in 2018-19, maar met die droogte wat hier was, het ons is eintlik 'n skaap- en beesboerdery het ons hier gehad. So ja, met die droogte moes ons toe iets anders begin doen het. En omdat die C27 en die D707 hier naby ons is, het ons besluit ons moet maar ergens begin om ook op die water klim van die toerisme. So basies het ons in 2019 begin bou, beste tyd van die jaar van die wêreld. Met 2020 toe val alles mos nou maar in mekaar en so. So ja, ons kon toe nou nie alles los nie. Ons het toe maar verder aangegaan en gebou en 2021 het ons amptelik oopgemaak die lodge. Okay. So julle is nog redelik nie in die toerismebedryf, maar julle doen verskriklik goed. Sê vir my, het julle nog altyd die kampplekke gehad en alles of waarmee het julle begin? Ons het basies met die kampplekke en met die selfsorg of self-catering plekke begin. En dit was maar ons plan gewees om dit oop te maak en dan kan ons vir return, soos Engelsman sê, return of investment kan kry. Maar met die hele pandemie en alles moes ons toe nou maar verder aangaan en toe nou maar alles klaar maak. So ja, alles en alles het ons toe nou klaar gemaak en 2021 alles toe nou oop gekry. Soos wat hy vandag staan. Soos wat hy vandag staan. Ons het nou 'n paar kamers ekstra bygebou, ons familiekamers bietjie anderster gemaak, nog ekstra badkamer bygebou. So so julle is besig om uit te brei en groter te raak soos wat dit aangaan. Ja, nee, soos wat die toerisme maar is, moet 'n mens maar adapt. Ja, mens moet heeltyd up-to-date wees. Jy moet constantly kyk wat gaan in die mark aan, hoe verbeter ek myself. Maar ek glo wat julle hier so aanbied is amazing. Kan jy asseblief vir ons kykers 'n bietjie vertel wat se verskillende verblyfopsies het hulle hierso? Okay, ons ons begin maar van onder af. Dan werk ons hom op. Ons het 'n groep kampplek wat ons nou maar meer vir die ouens wat nou 'n lower budget wil gaan, maar nog steeds baie lekker plekke is. Hulle het hulle eie swembad daarso. Dan het ons die private kampplekke. Ek sê altyd ons glo nie in die 1.5 meter social distance nie. Ons werk op 1.5 kilometer, so dit is baie. Jy wil 'n bietjie ver uit mekaar uit wees, veral as jy 'n groepie op jou eie is. Ja, nee, so en dis baie lekker want jy het jou eie badkamer, daar's genoeg pakplekke, genoeg hangplekke, want dis altyd maar 'n groot ding. Waar hang 'n mens goed? Maar julle het al baie gaan kamp en bietjie geleer van wat werk en dit is wat julle gemaak het. Ja, nee, my skoonpa, hy hou van kamp. So, en hy was die designer geweest. Okay, sien, mense het sulke mense nodig. Ja, so nee, hy het al daai klein goetertjies wat vir my dink nee, dis nie nodig nie, maar hy het gesê dit is nodig en dit is die dinge waarop die mense nogals uitwys en sê, dit is 'n lekker ding daai. Okay, wonderlik. Okay, so van die kampplek af. Dan het ons die self-catering eenhede waarvan ons 2 van hulle familie-eenhede het. So as jy nou of dalk het 'n groep mense as jy wil nie 2 kombuise hê nie, jy wil net 1 kombuis hê. So dan maar jy net 'n ekstra kamer met 'n badkamer of dalk net 'n gesin. So daar is 'n deur tussen die kamers. So jy kan hom toemaak as jy vriende is of as 'n familie is, maak jy die deur oop. Dan daarna het ons die
ons dinner bed and breakfast kamers wat is maar basies die mense eet in die restaurant. Daarvan het ons 9 en dan het ons familiekamers. Het ons 4 van hulle waar hulle bestaan uit 2 kamers, elkeen met 2 badkamers ook. En dan die flagship, sal ons sê, is die Mountain View Villa. So hy het 4 eenhede daarso. Wat met hom kan jy kan self cater of self sorg. Jy kan afkom hier kom eet by die lodge of ons kan vir jouself kos gemaak daar. Ons het nou dag mense gehad wat ek sommer steak daar bo vir hulle gemaak het en pizza gemaak het so. Daar's tot 'n pizza oond op so. Ek het gesien julle, kyk hier so die van julle wat 'n groot groepie is wat nie te ver van Windhoek kom nie. Hierdie is die plek vir julle. Die Mountain View Villa, julle het nou by Chart gehoor. Daar is 4 eenhede en dan is daar 'n gemeenskaplike baie groot kombuis met die wêreld se mooiste stoof en oond. Ja, goed, hy is beter as myne by my huis. Selfde. So daar's 'n baie groot kombuis met 'n binnebraai, eetkamer en dan soos 'n kan ek maar sê televisiekamer tipe situasie. Dan as jy uitgaan het jy jou eie pizza oond, private swembad, 'n groot bouma area vir 'n firepit in die winter wat ek neem aan in die winter raak dit vrek koud. Dit kan nogal koud raak daar so. En daar is ook nog 'n braaiplek daarso. Ja. Ja, so die Mountain View Villa is stunning. En soos Chuck gesê het, as jy te lui is om self kos te maak, hulle sal dit vir julle kom doen of jy kan by die restaurant kom eet. Ja. Chuck sê gou vir my, doen julle ook funksies hierso? Troues, conferences? Ja, nee, ons doen al daai goeders. Ons is ingerig vir konferensieplekke en ons het 'n venue ook waar ons troues en alles doen. Wat ons 'n bankie het en 'n hele arts het en alles met 'n mooi uitsig oor die berge en alles. Mooier as hierdie wat ons nou het. Ja, nee. Sjoe, okay, wel daar het dit gehoor. Die van julle wat beplan om eendag te trou. Ek het nou sopas vir julle gesê waar julle gaan kom trou. Ons gaan julle nou net weer sien, dan gaan ons bietjie dieper inklim in Chart as persoon en hoe hy inpas in die toerismebedryf. NTTS Namibia Car Rental Safaris. NTTS Namibia Car Rental Service is a Namibian-based car rental agency. Whether you need hassle-free airport transfers or wish to rent a vehicle for the duration of your stay, NTTS Namibia's modern fleet has you covered. With a range of booking options, you're always good to go. Book online with us at nttsnamibia.com or call our customer care. Visit our website www.nttsnamibia.com for more information and exclusive deals. Welkom terug julle. Hierdie is die deel waar ons vir Chart 'n bietjie meer persoonlik gaan leer ken en net hoor presies hoe pas hy in en dan gaan ons verder gesels oor Kroonenhof Lodge. So Chart, vertel my, ek weet nou hoe jy in die toerisme-industrie beland het, maar hoe het jy op hierdie deel van die plaas beland? So, ja, ek is nou so amper 13 jaar al op die plaas. Ons moes nou eers maar geboer het en so. Maar ja, toe na die boerdery toe ons nou begin bou het, toe moet ons 'n mooi oop area kry waar ons nou dit kan doen. So toe ek en my skoonpa eendag so gery en toe sien hy maar hierdie is nou 'n mooi area waar die hele oop of jy die mooi scenery en alles kan sien. So ja, dis maar hoe ons toe nou hier. Maar ek was voor dit was ek in Engeland gewees vir 5 jaar. So toe ek in Swakop het ek elektries geswat, dit gedoen. Ek my vrou daar ontmoet, kan ek eens hê. So ons is op 'n blind date het ons ontmoet. Sjoe, 'n suksesstorie. Ek love it. Ja, 8 maande daarna is ons verloof en 4 maande daarna is ons getroud. Jo, julle het glad nie tyd gemors nie. Ja, As jy weet jy. Okay. En sê gou vir my hierso op die plaas. Jy het nou gesê julle het die beesboerdery gehad. Maar ek weet julle doen game drives. So wat kan mense verwag om hierso te sien en moes julle alles ingevoer het of plaas toe al julle die wild wat julle hierso het? Ja, ons het basies die gensbokke, springbokke en kudu's hier gehad. Ons het op die reservaat het ons gensbokke, springbokke, kudu's, blesbokke, swartbesse, zebras, kameelperd en dan nog maar die klein bakkoorjakkals en ons het klipspringertjies, 'n hele gesinnetjie van klipspringertjies hierso. So ja, ons moes maar die diere ingebring het. Met die droogte ons het nog rooihaarbeeste en sable hier gehad en waterbokke ook, maar hulle het met die droogte dit toe nie gemaak nie. Ons het hulle probeer voer en alles, maar jy kan nie hulle Ja, kon dit nie deurtrek nie. Hulle het dit nodig, yes, ek hoor. So sê gou vir my, mense kan nou hierdie wild sien, doen julle self-drives op die plaas, praat bietjie vir my oor die aktiwiteite wat mense by Kroonenhof kan doen. Ja, ons doen die scenic drive.
met 'n sonsondergang of 'n sundowner. So ja, dan vat ons die mense, ons het karre waarmee ons mense vat en dan gaan wys ons maar vir hulle die diere. Die kameelperde kan ons nogals lekker naby aankom, so dis nogals oulik. En ons het nou 'n jaar terug het ons 'n babietjie gekry, sy naam is Toffie. So ja, ons wag nou vir Chappie om te kom. Okay, was hy op pad? Hy is op pad, ek glo so. Okay. So ja, en dan het ons ook die 4x4 roetes waar die mense kan kom doen hierso. Okay. Soos lekker om bietjie die dinge bietjie vir mamma te toets, of bietjie vir mamma of pappa te. Mama se geduld. Kyk hoe gaan dit. Ja, so nee, en dan het ons ook archery of pyl en boog skiet wat ons doen. Het ons ook kleidery wat ons doen en jy hoef nie te eet na jy skiet nie. So ja, en dan het ons ook fat bikes waar die mense kan hier en dan maar bietjie die plaas rond te ry, so self diere te kyk en so. Ons het 'n paar lekker roetes hierso waar die mense kan doen. En dan het ons nog maar tafeltennis en pooltafel, sulke goeders wat ons ook swembad, die skaakbord. Die skaakbord. So ek neem aan die kleidery skiet is nogal 'n lekker aktiwiteit vir groot groepe wat kom of as jy soos 'n bachelors of so ietsie doen, kan ek dink of selfs vir die troue, die Vrydag aand, die mense wat Saterdag trou, hulle kan Vrydag al dit gaan doen, lekker saamtyd bietjie spandeer. Ja. Nee, ons het 'n troue hier gehad en toe die manne voor hulle opgegaan het berg toe vir die troue eers 'n paar skote geskiet. Ja, maar die ergste nerves. sinne wees uit die stelsel en dan is ons reg vir die Ja, ja, nee, so dit is nogals lekker. Okay. Wel, daar het julle nou gesien. Julle weet presies waartoe om te kom vir alles. Ek het nou klaar vir julle die bachelors ook beplan. Julle moet regtig vir my, ek dink ek gaan nou voor begin as soos 'n events planner vir Groenhof. Dankie. Ek sal dit enige tyd vir julle kom doen. Met hierdie agtergrond kan mens mos net gelukkig wees. Ja, nee, is altyd welkom. Dankie. Dit is tyd vir my om tyd te spandeer saam met Kobus in die kombuis. Ek sien julle nou net weer. Welkom terug julle. Dit is uiteindelik tyd vir my om in die kombuis te wees. Kobus, baie dankie dat ek vanoggend jou kombuis saam met jou kan deel. Dis 'n plesier. As ek hierdie bestanddele voor my kyk, voel dit vir my ons doen 'n Thai-inspired curry situasie vanoggend. Ja, dit is so 'n bietjie 'n mix van Thai green curry en massaman curry. Van van Thailand, die syde van Thailand af, ja. Dit voel vir my baie geïnspireerd deur Thailand. Het jy tyd daar spandeer? Is dit net een van jou gunsteling disse? Ek was so vir 8 jaar in Thailand in Bangkok waar ek skool gegee het. By privaat skole en ook by universiteit. Wow, okay. Ek het al van baie mense gehoor wat skool gee daar, maar dis gewoonlik laerskool en miskien hoërskool. Ek het nog nooit van iemand gehoor wat nou universiteit ook gedoen het nie. Wat se vakke het jy? Meeste van die tyd die Engelse programme, maar wiskunde en science. Even me, ek was ook 'n wiskunde en skynheid onderwyseres gewees. Ja. Wêreld is klein. Baie klein. Sê gou vir my, ek sien ons het vars gemmer, lemongrass, chilies, eiervrug, spring onion, petersilie, peanuts en 'n mortar and pestle. So ek neem aan ons maak soos 'n paste. Ons maak dit so 'n bietjie fyn en ons mix alles bymekaar en dan in die pan laat dit bietjie sizzle. Nee, okay, wel vertel vir my wat doen ek en dan kan ons terwyl ek jou verder leer ken, bietjie uitvra hoe jy kos leer maak het, kan ons solank begin. So wat doen ek? Wat jy vir my kan doen, jy kan vir my die chilies net chop en dan daarin sit en die peanuts en alles en dan vir my so 'n bietjie en dan maal ek. Okay. Vat ek net so 'n handjie vol peanuts. Asseblief. Got it. Ek gaan hier so lank met die ei begin. Okay, en sê gou vir my, waar het jy leer kos maak? Wie het jou geleer, dankie? Sjoe. Ek het groot geword op 'n plaas naby Gobabis. Okay. En so waar ander kinders altyd buite gespeel het, het ons een groot koolstoof gehad in die kombuis. Ag, my pa sal jaloers wees. En ek het baie geniet om voor die koolstoof te staan. Okay. Ek het ewen so 'n paar brandmerke op my bene van op die koolstoof klim. Okay. So ja nee, so ek het jy kook al van kleins af. van kleins af. As dit nie modderkoekies was wat gebak is in die oond nie, dan is dit Egte breakfast vir die familie of so aan. Ag, wonderlik. Ja. En sê vir my, doen jy soetkos, soutkos? Wat is jou waar lê jou passie?
My gunsteling is maar om curries te maak. Okay. Ja, Maar- hulle is baie, ek ken nou nie die Engels woord, versatile, want jy kan jou eie bestanddele gebruik. Daar is daarom nou nie 'n streng resep nie, jy kan redelik met die hart meet. Ek glo Met die een van hart. daai. Ja. Ek is een van daai. My man sal altyd sê as ek lekker kos gemaak het en iemand sê vir my, "Sjoe, hierdie was nou regtig lekker." Dan sal hy sê, "Geniet hom, want jy gaan hom nie weer se kry nie, maar sy weet nie wat sy gedoen het Ek ook nie. So, dis net hier as jy bak. As jy bak, moet jy dalk 'n bietjie meer Mates en so aan. spesifiek wees. Hoor, so ek los nou al hierdie saaitjies hier in. Dis reg. Okay, sharp, ons gaan lekker brand. Ek sien uit. Dis reg. Ja, nee, dis reg, jy's reg. Perfect. Jy's op die regte pad. En sê vir my, in Thailand het jy is dit net baie lief vir die kos en het jy maar net omdat jy dit so gereeld geëet het self leer maak of het jy gegaan vir kookklasse? Ek weet dis een van die groot aktiwiteite wat mense gewoonlik daar doen. Ja, daar's baie kookklasse wat hulle aanbied en so aan, maar ek het nie vir een van dit gegaan nie. Die ding is in Thailand foreigners, Okay. die foreigners wat daar is, wat daar werk, soos ek, wat daar gewerk het. Meeste van hulle mingle foreigners mixed with foreigners. Okay. Ek het nie dit gedoen nie. O, jy was by die locals. Ek het met die Thai mense gebly, ek het met hulle uitgehang en baie van hulle soos my familie geraak. Okay. En Skus, skil ek die eerste laag? ja, Okay. asseblief. En so het ek maar gekyk wat hulle doen en dan gehelp met die kos en hier en daar want dis Thai mense is baie soos Namibiërs in 'n mate. Jy weet jy vra nie wil jy help nie, hulle sê vir jou Hulle sê luister vir doen jou, jy dit. gaan nou dit Ja. doen. Okay, So, skus, dit was maar dit. Hierso. Breke kom nou, ek het hom nog geskil. Yes. Ek het Het kan jy die jy sien eerste ek het nog nie baie laagie met. gehad? Ja. Yes. Ons sny hom maar net. Hy's bietjie Okay. taaf om te sny. Dis hoekom ons daai pestle en mortar het. Yes. Want Ja, hy ek moet het so nou nie bietjie te fyn gechop nie, want jy gaan hom ons nou maal laat hy lekker daai geure uitbring. Ek wens julle kan ruik wat ek op hierdie oomblik ruik. Ons het begin om die kos te maak. So, Kobus gaan ons stadig maar seker deur die proses vat. Op die oomblik, Kobus kan ek sien ons het chives, eie, lemongrass en star anise in die pan. Ja, dit moet net bietjie infuse, laat die reuke lekker deurkom en dan sal ons hierdie aromatics uithaal en die Okay. curry paste insit. So in terme van die aromatics sal ons die star anise en die En die lemongrass. lemongrass uit. Okay. Ek moet sê ek het redelik geleer van kos maak op skaam om te sê MasterChef Australia. Het jy ooit gekyk? Ons almal het dit gekyk dink ek. Ag, dit is wonderlik. Ek love Dit dit. is een van my gunsteling programme. En hulle doen dit so goed en ek regtig as ek sê ek het baie geleer, het ek. Maar het jy ook baie geleer of is jy maar net 'n food genius? Het jy baie boeke gelees? Lees jy nog steeds baie boeke? Ek sal sê al het ek baie geleer daar, ons sukkel maar om die ingredients wat hulle daar gebruik om dit hier te gebruik, maar jy leer baie nuwe tegnieke, jy leer hoe om sekere kosse wat jy nie aangedink het nie op ander maniere te bedien. Yes, soos al wat ek sulke nou dinge. vandag geleer het met die eiervrug. En ek dink mense leer ook van geurkombinasies. Waaraan jy nie voorheen gedink het wat jy dalk dink soos nee, ek kan nog glad nie dink dat daai goed op mekaar sal pas nie. Ek weet nie of jy die seisoen gekyk het met daar was een ou, hy was briljant as 'n pastry chef, Reynold. Ek het van hom gehoor al ja. Hy was amazing geweest. En die geurkombinasies wat hy bymekaar gesit het, was my so vreemd geweest. Maar dan as ek nou sien hoe die beoordelaars dit geniet en die ander mense, so sê ek eendag vir my man ook, soos ek ons moet so nou en dan 'n bietjie ander goedjies ook kyk en toets en die nuutste seisoen het 'n ouetjie gehad, Callum. Soos ek gedink het Reynold het weird flavor combinations. Callum het ook nogals baie gehad, maar weer eens, dit maak jou, soos dat forceer jy net om 'n bietjie 'n ander manier te dink. Maar jy moet 'n palate hê vir dit. Yes. Jou palate moet reg definitief. wees. Jou palate moet reg wees. Speaking of palate, ek het 'n wine palate. Ek is 'n wynmeisie. Sê vir my Kobus, drink jy ook 'n wyntjie so nou en dan? Ek hou van 'n wyntjie. Jy hou Ek van 'n geniet 'n wyntjie. wyntjie. So, is jy lekker iemand wat voel wyntjie. jou wyn moet saam met jou kos gaan?
Definitief, veral met 'n curry, Okay, so Is watse dit- wyntjie sal jy hierby voorsit? 'n lekker witwyn. 'n Witwyntjie? Witwyn soos 'n Chardonnay of 'n Sauvignon Blanc. Yes, ek hou van die Sauvignon Blanc met 'n curry omdat die Sauvignon is redelik hoe kan mens so sê, it's a crisp fresh wine en dit bring dan partykeer daai curry smake na vore. Definitief. Okay, sê vir my stap 2, wat doen ons? Nou gaan ek net die curry Paste by sit. Okay. paste bysit, laat hulle net gou 'n bietjie daarso Yes. met mekaar mingle. Yes, laat hulle mekaar kan leer ken, groet En so mekaar, aan. ontmoet mekaar, doen die Net ding. gou. En dit moet ook bietjie infuse. Yes. So jy het dit nodig vir dit. En dan daarna gaan ek die Oh, dit ruik so lekker. die hoender bysit. Maar die hoender kan gaar word. Okay, so jy braai eers, seal the chicken, get that cooked a little bit, en dan sit jy die coconut room by. Yes, Okay. definitief. En voor ek die hoender gaan insit, gaan ek ook net ook bietjie daai eggplant Okay, ook insit. Nou dit ook net hier aan die gang Yes. kom en dan hy staan daar agter jou. in die yes, gebrak. dat alles net reg is. Och, dit ruik so lekker. Julle, dit is uiteindelik tyd om in te klim by hierdie taai geïnspireerde curry. Ek kan nie wag nie. Chef Kobus, sê asseblief vir my, hoe eet ons hom? Is dit met want ek sien ek lepel, so ek wil net mooi jy verstaan. kan met 'n lepel en 'n vork eet. Okay. Eet net soos jy wil. Jy kan met jou mes eet. Dit is Okay. net makliker met 'n lepel. Fair enough. I like vir my baie sousig, so ek dink ek gaan met die lepel ingaan. Maar voordat ek gaan inklim, wil ek net gou hoor. Ons weet nou jy was oor see. Nou sê vir my, het jy al baie in ons eie land en in Afrika rondgetoer? Ja, ek was al oor die hele Namibië Okay. as jonger persoon, as jonger kind. Okay. My pa was baie lief vir kamp. So ons het skoolvakansie as daai skool toemaak. Dan was die kar gepak, die karavaan gelaai en ons het gegaan. Okay. So ek sal vir jou sê ek was al oor die hele Namibië behalwe in een plek Was of dit? twee plekke. Okay. Loudrets en Oranjemund. Okay, my pa is gebore in Oranjemund en ek was nou self nog nie daar nie. Maar ek was daar nou al 3 keer in Loudrets gewees. Hoekom het jy nog net hierdie geleentheid Nog gehad net nie die Loudrets nie? geleentheid vir Loudrets gehad nie. Maar jy sou graag wou gaan? Ek sal graag wil gaan kyk hoe lyk dit daarso Okay. en Dit is beeldskoon. Die windvaai. Ja, nee, dit het ek Dit gehoor. is nou ongelukkig so, Dit maar het ek dit is gehoor. beeldskoon en die mense is ongelooflik vriendelik. Okay. Definitief 'n must see. Ek sal daarvan 'n Kom punt ons maak om daar uit te kom ons kom. vat 'n happietjie. En dan ek sien jy het oyster mushrooms ook hier in. Ja. Sneaky, I love it. Oyster mushrooms, enoki mushrooms. Ja, kan jy insit enige tyd. Jo, julle. Oh. Doen jouself 'n guns. Dis regtig eerlik. Rarig. Elke liewe geur wat ons ingesit het, kom na vore. Die peanut butter, die vissous, die gemmer, die lemongrass, dis alles daar. En is so goed gebalanseerd. Dis regtig baie lekker. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience,
creative sport tourism. En daarmee kom nog 'n episode van On The Rocks tot 'n einde. Ek hoop julle by die huis hierdie tydjie saam met my, Chart en Kobus verskriklik baie geniet. Ek hoop julle beplan klaar julle volgende 40ste, 50ste of familiereunie. Julle weet presies waar julle dit kan kom hou. Julle weet julle sal in goeie hande wees. So ja, vir nou sê ek totsiens. Fluit, my storie is uit.